Kom staan gou by my. Staan hier so. Ek gaan nie die gedeelte lees, maar wat ek wil hê jy moet doen is nie. Jy moet hom so hou voor jou. OK? Die hele tyd. Die hele tyd. Terwyl ek die teks lees, hou jy hom so voor jou. OK. Goed. Is almal daar in die gedeelte in die Bybel? Alright, dink jy ons moet Karnie en Christie, julle sal moet kom help vir Boeta. Kom staan net gou nader. Gaan een kom help of twee. Gaan niemand van hulle kom help nie. Pieter, miskien moet jy kom help. Goed. Pieter, wil jy kom help? Kom help hierso. Raak hy swaar daar? Hy raak swaar. OK. So al wat ek wil hê jy moet doen is hou net jou vingers so. Wat is hy? Lina, kom. Dis goed. Dis goed. Moenie dit by julle huise doen nie. OK. Sit hom net jou hand so onder hom. Hou net op. Daar is hy. OK. Hoe voel dit nou? Makliker. Goed, kom ons lees hierdie gedeelte. Eksodus 17. Raak hy moeg ook? Oh. Maar as hierdie ene moeg raak, of ek die dier? Is hy jou sterk aan? Stadig. OK, goed. Eksodus 17 vers 8. Die Amalekiete kom om teen Israel te veg by Refidim. Het Moses vir Josua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die heuweltop gaan staan met die staf van God in my hand. Josua het toe, soos Moses vir hom gesê het, gereed gemaak om teen Amalek te veg. En Moses, Aaron en Hur het opgeklim na die heuweltop. Wanneer Moses sy hand omhoog hou, het Israel die oorhand gekry, maar wanneer hy sy hand laat rus, het Amalek die oorhand gekry. Toe Moses se hande swaar word, het hulle 'n klip geneem en onder hom neergesit. Hy het daarop gaan sit, Aaron en Hur, een aan elke kant, sy hande gestit. Sy hande het bestendig omhoog gebly totdat die son ondergegaan het. Kan jy dink hoe lank moes hy sy hande ophou, Franco? Sonondergang. Josua het Amalek en sy volk oorwin met die skerpte van die swaard. Die Here het vir Moses gesê, skryf dit in die boekrol neer as 'n blywende herinnering en stel dit duidelik aan Josua, dat ek beslis die naam van Amalek onder die hemel gaan uitwis. Moses het die altaar gebou en dit genoem, die Here is my banier. Hy het ook gesê, omdat 'n hand teen die troon van die Here was, is daar oorlog vir die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Daar's hy. Nou, wat hoe wonderlik is dit as twee mense vir jou help? Is dit nie? As jy dit moes alleen gedoen het, sou jy dit kon hou die hele tyd. Wat dink jy, Franco? Dit sou gesukkel het, is dit nie? Nee. En nou het twee is bygekom en al wat hulle doen is hulle sit net hulle hande daar en hulle help vir jou. Is nie wonderlik nie? Ja, goed, wonderlik. Gaan sit maar. Daar's hy. Goed, ons gaan kyk na die volgende. Israeliete veg teen die Amalekiete. Nou, as jy na hierdie verhaal luister, dan besef jy hoe wonderlik groot die Here is. En dit is waaroor die hele verhaal gaan. Nou wat gebeur is, ons sien daar, dat hulle gaan, Josua en sy manne gaan teen Amalek veg. OK? Dis 'n groot weermag en hulle moet hulle wen. Maar nou is daar 'n ding wat die Here sê. Die Here sê, hoor hierso, as jy die oorwinning moet behaal, moet Moses bokant staan en hy moet sy hande bo hou. OK? So probeer dit gou doen. Sit almal hulle hande daarbo. OK. So wat gaan nou gebeur is, jy moet jou hande hou tot aan die einde van die diens gaan ons kyk hoe dit met julle gaan. Julle kan maar sak. OK. So wat gebeur is, hy moet sy hande ophou en dink jy hy sal verskriklik lank sy hande so kan ophou die hele tyd? Tot sonsondergang moet hy sy hande so ophou. Nee, maats, dit was baie moeilik geweest. Ek wil hê jy moet die volgende een net gou. God wys dat hy hulle die oorwinning gee, want hier is hy besig om sy hande op te hou
En wat gebeur as hy sy hande laat sak? Dan verloor hulle. Nou, ek wonder of jy daaraan gedink het. Dink by jouself. Hier is jy in die oorlog. Jy's 'n soldaat. Jy's besig om te veg met jou swaard en met jou skild en jy's besig om oorlog te maak. Maats, terwyl jy besig is om te veg, gaan dit goed. En 1 ou, 2 ouens, 3 ouens, 4 ouens en jy dink by jouself, ek is nou 'n goeie soldaat. Die volgende oomblik kom daar so 'n maar tingerige ouetjie en hy begin vir jou so te vat met die swaard. Nou begin jy te besef, jene, nou begin hierdie ou my, hy gaan my wen. En hy kyk op na die berg en jy sien Moses se hande. En wat dink jy onmiddellik? Help hy man! Hierdie ou is besig om my te wen. Is dit nie so nie? Want jy weet, vir ewe skielik besef jy, dis nie eintlik jou goeie veg nie. Dit gaan nie eintlik oor jou nie, dit gaan oor God. En Moses is daar bo en Moses se hande gaan af. En terwyl Moses se hande afgaan, wat gebeur? Die Amalekiete raak sterker. Okay, so, nou raak hulle al hoe sterker en terwyl hulle al hoe sterker raak, gaan julle terug. Maar die oomblik is Moses sy hande opsit dan wen jy weer. Is dit nie ongelooflik nie? Maat, dis Moses, ja, hy hou sy hande reg op. Dis ongelooflik. So ek wil hê ons die volgende ene kyk, dan gaan ons mooi sien. Eksodus 17 vers 11. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. So jy kan absoluut sien, nee, dit het niks uit te waai met die soldate nie. Dit het niks uit te waai met spiere van jou nie. Okay? Maats, is baie keer in ons lewens nie, dan dink ons, dis ek wat dit kan doen. Gee net vir my, ek sal dit kan doen. Ja. Was wat Moses? Maats. Ja, nee, maar Moses het iemand nodig om hom te help. So ons gaan nou dit sien. Okay, maar hou net daai gedagte. Wel, ons gaan nou sien dat die Here help vir ons soos 'n maat op 'n wonderlike manier. Pieter, is alles reg? Julle kan rustig vra. Ons gaan net die volgende een eens gou kyk. Daar's hy. Sien julle daar? Daar's Moses en hy's besig om die staf bo te hou. Wat het hy met daai staf gedoen? Wat het hy alles met daai staf? 'n slang, dit was met Aaron, nee, Aaron het dit gedoen, ja. En die see het oopgemaak en laas keer maand het wat gebeur toe hy geslaan het? Ja, die rots geslaan het, toe kom maar water uit. Ongelooflik, die Here wys, hy is in beheer van alles. Kom ons kyk die twee daarso. Moses se hande opgehou deur Hur en Aaron. Nou Hur is so 'n kort woordjie, ek kan hom nie eens meer rym met enigiets nie. Ek wou gesê het sir, maar dis Engels. Ek wou sê stir, maar dis Engels. So Hur en Nur, weet ek nie wat om te sê nie. Dis Hur. Okay, so dis een van die ouens. Hur en die ander ene was Aaron. Hy was die hoëpriester gewees, Aaron. So twee manne wat vir hom gehelp het. Een die kant en een die kant. En hulle het hom vasgehou. Nee, maats. Okay, kom ons kyk nou na die volgende. Om mekaar by te staan. Prediker 4 vers 9 tot 12. Luister na hierdie een. 2 is beter as 1, omdat daar vir hulle ruim beloning is vir hulle inspanning. Ja, as hulle val, kan die een sy maat ophelp, maar weer die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te help. Ook as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Dit weet ek is waar. Nee, dis absoluut so. Maar as daar net een is, hoe kan hy warm word? As iemand die een wil oorweldig, 2 kan teen hom stand hou. 'n 3-dubbele koord word nie maklik gebreek nie. Sien, hy's uitgesny. 3-dubbele koord word nie maklik gebreek nie. Maat, hoe wonderlik is dit as daar iemand is wat 'n kind van die Here is, wat saam met my staan. Dis hoekom die Bybel ook sê, as jy in 'n besigheid, moenie in 'n vennootskap gaan met 'n ongelowige nie. Dit moet met gelowiges wees. As jy trou, moet jy trou met 'n gelowige. As jy nie trou met 'n gelowige nie, sal jou bed nie net warm wees nie, jou lewe sal warm wees. Goed, dis 'n lewende hel om met 'n ongelowige getrou te wees. Goed, so.
Wat ek nou gedink het is, ek soek sterk manne. Wie is sterk? Alright, kom hier. Baksteen opgelig. Is dit 'n baksteen? Dan is jy min of meer baie sterk. Kom staan hier. Alright, 'n slang opgetel, kom na my toe. Dis net 'n brawe man, nie is 'n sterk man. Kom staan gou hier voor hierso almal. En meisies kom hier. Stefan is 'n sterk man. Daar's hy, is ek sterk man nie. Is daar sterk meisies? Wil jy, Lina? Oeh. Ja. Goed. Kom vorentoe. Okay. Wat ek nou wil hê jy moet doen is nie. Ek wil hê wie kan hierdie tou breek? Jy moet hom vat en hom breek. Kom ons kyk of jy hom kan breek. Alright, goed. Wie wil probeer? Dan weer 'n man nie agterlaat nie. Oh. Okay, jy? Oh! Lina. Wil jy so om jou hand te raak? Draai om jou hand. O nee, nie die so nie. Hier so. Dit is so. Wat om daai hand. So. Wat om van die ding aan. Van die bolletjie na. Nee, van daai ding af. Hou die bol vas. Hou die hele ding vas. Kan jy vas? Die hele een. Okay. Kom. Okay, hierso, vat hom daar. Vat hom met daai hand. Dan moet jy hom trek. Hey, Mooi. Okay, jou beurt kom. Dis hy trek hom. Oh! Pragtig. Sommer maklik man, belaglik. Stefan. Wat hom daar vas. Ja. Ek wil ook met die oefen asseblief. Hierso. Trek hom. Die lang Oh! Mooi Stefan. Hey. Alright, nou wat ons gaan doen is nie. Nou gaan ons dit gee vir 'n bietjie groter is, vir hierdie twee grootes, maar ons gaan hulle dop hou. So wat ons doen, ons vat een tou. Hou daai een tou vas. En dan gee vir hulle nog 'n tou. Is dit blou? Ja, dis blou tou. Dis verskriklik slim. My pap het al die klere gehad. Sy lag en sommer en alles van hulle breek by die huis. Pila, rustig. Daar's hy een. Jy moet nou mooi dop hou hierso. Hou mooi dop. Wie jou goed vas, ons gaan nou vir jou een. Ja, daar's twee garings. Hou hulle so ver uit mekaar uit. Daar's hy so en dan moet jy hom breek. Breek hulle al twee. Daar's hy! Breek hulle. Die twee. Daar's hy. Maklik. Die twee blomme is daar baie mooi. Dis baie mooi man. Ja, maar die nou wat die meeste van hy die grootste blomme en Dis fantasties. die het wat die klein ding. Ja. Hy het dit gebreek. Is alright. Het jy gesny? Ja, hierdie is verkrag mense. Okay, wat nog ene? Van nou 3 van. As hy? Baie dankie. Wie net een nie. Okay, vat vir jou een. Ek gaan ook een kry. Gaan jy ook een nie? Alright. Daar's hy. Alright, en daar's vir jou nog een. Pida. Daar's hy. Dan moet vir jou een kry. Kan jy nie doen nie. Okay, ons gaan nou vir jou help. Ek kan ook nie. Daar's hy een. Self nie. Die Alright, 2. Vir Jacobus op die 2. Maar ek gaan ook doen. Ek het sommer net 'n ding gebreek oom Jan. Ja, jy's baie sterk. Okay, daar's hy. Oom Jan, kyk hier. Alright, try hom breek. Oom Jan, kyk hier. Oom Jan, kyk. Daar's hy. Kan jy nie doen nie. En kyk
Ek het dit in die helfte gebreek en my eie sterk dan. Luister kan Alright. Jakobus net toe. Jakobus. Sy handjies. Alright Jakobus, kom ons probeer. Waar? Dit my een van daai. Daar's hy. Ek sê nie, ek kan vasgedruk om te kry. Wat kom daar in die ander hand? Daar's hy. Daar Alright, julle moet almal nou gaan sit want julle gaan by mekaar maak. Daar's hy. Goed. Daar's hy. Wie hoef jy nou nog een nie? Ek wil ook een hier. Alright. Maar die groot medium blom is daar baie hard. Nee. Groot medium, as 'n definitief 'n groot medium daai. Hierso. Daar's hy. So, wat gebeur is hoe meer toue ons het, hoe moeiliker is dit om te breek. Het jy gesien daai laaste ene? Moes jy hom nogal styf trek voordat hy gebreek het. En nou moet jy dink, hierdie toutjies is baie dun. So hoe meer toue ons het, hoe moeiliker is dit om dit te breek. Die Bybel sê, hoe meer mense ons help, hoe beter is dit. Dis wonderlik as ons mekaar kan help en by mekaar kan staan. So ek wil hê die volgende een. Daar's hy. So Moses bou toe 'n altaar en hy noem die altaar help mekaar. Was dit die altaar se naam? Nou hoekom sê julle nie vir my dis nie die naam nie? Dit is nie die naam nie. Help mekaar is daar wat ken jy wat help mekaar is? Skool. 'n Skool. Skool help mekaar. Wat was die altaar se naam gewees? God is ons banier. God is ons banier. So, kom ons druk gou daar. Daar's hy. Die Here is my banier. Wat wou die Here gehad het, moes hulle onthou van die oorlog. Moes hulle onthou het dat Moses se hande regop gehou word deur Aaron en Hur. Nee, hulle moes wat onthou. En wat moes hulle vir die mense vertel? Hulle kinders en hulle kinders se kinders. Dat God in beheer was en dat God hulle gehelp het. So ek wil hê ons in die volgende gou kyk. Wat het die Here alles vir hulle al gewys dat slegs hy voorsien? Waar het hy oral al vir gewys dat slegs hy voorsien? Noem vir my 'n paar gevalle. Die kwartels, die manna, die water uit die rots. Wat? Die tou breek. Ja, dit het jy gewys. Goed, kom ons kyk gou so 'n paar daar. Daar's die manna, daar's die kwartels en daar's die see wat oopgegaan het. Kon enige van daai goeders mense doen? Kom ons sê almal het saamgestaan en mekaar gehelp. Sou hulle die water kom ontplig? Kom ons sê die hele wêreld het saam gehelp en hulle probeer om die water te skuif. Het jy al water probeer skuif? Dit doen, wat doen dit? As jy hierdie water vat, wat gebeur met dit? Dit loop deur jou hande. Jy kan niks daarmee maak nie. Nee, so is daar enige manier dat hulle die water kon oopmaak. Hulle het almal mekaar gehelp. Nooit sou hulle dit kon gedoen het nie, nee. So kom ons kyk die volgende teksverse. Kom ons kyk na hierdie teksverse. 1 Kronieke 29 vers 14. Ek wil hê julle moet dit saam met my lees. Want wie is ek en wie is my volk dat ons in staat is om vrywillige gawes soos hierdie te gee? Ja, van U kom alles en uit U hand het ons dit aan U gegee. Is dit nie mooi nie? Hulle bring vir die Here hulle gawes. En wat sê hulle vir die Here? Dis eintlik sy goed wat ons weer teruggee vir hom. Is dit nie so nie? Ja, dis wonderlik. Want hy het alles gegee. Kom ons kyk die volgende ene. Spreuke 16 vers 33. Ons almal saam. Die lot word gewerk in die vou van die kleed, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. Elke beslissing. Alles wat gebeur op hierdie aarde, wie neem daai besluit om dit te laat gebeur? Jesus, nee, God laat alles gebeur. Kom ons kyk na die volgende een. Daar's hy. Johannes 15 vers 15. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan niks doen nie. Zero. Jy kan niks doen nie. Op jou eie kan jy niks doen nie. Kom ons kyk na die volgende ene. Ons kyk gou na die volgende een dan. Psalm 127 vers 1. As die Here die huis nie bou nie, kom ons sê dit saam. As die Here die huis nie bou nie, soek die bouers te vergeefs daaraan.
as die Here oor die stad nie wag hou nie, bly die wagte te vergeefs wakker. Het julle dit geweet? As die Here die huis nie bou nie, as die Here nie in beheer is van dit nie, dan kan jy maar probeer tot jy blou in die gesig is, niks sal gebeur nie. Okay? So niks wat jy beplan op jou eie sal plaasvind as die Here nie sê goed, ek laat dit toe nie. Okay? So God is die een wat dit toelaat. As die Here oor die stad nie wag hou nie, bly die wagte te vergeefs wakker. Okay? So jy kan wakker bly. Hoeveel van julle bly in die aande wakker? Jy slaap nie. Jy's bekommerd. Is daar van julle wat dit doen? Ek's baie bang in die aand, maar die Here is by my. Wonderlik. En jy moet dit altyd onthou. Die Here is by jou. En slaap die Here ooit? Nooit nie. Die Here slaap nooit nie. So ons kan maar gaan slaap. Ons kan maar gaan slaap. Die Here is in beheer. Kom ons kyk die volgende een. Jeremia 10 vers 23. Ek weet, Here, dat 'n mens nie oor sy lewenspad beskik nie. Is dit nie interessant nie? Kyk mooi. Ek weet, Here, dat 'n mens nie oor sy lewenspad beskik nie. Dat niemand nie, terwyl hy loop, sy eie voetstappe bepaal nie. So is daar enigiemand van julle wat kan sê enigiets wat jy in jou lewe gedoen het dat dit jy was? Ek weet jy wil sê dit was ek gewees, dit het ek gedoen. Die Bybel sê ek weet, Here, dat 'n mens nie oor sy lewenspad beskik nie. Wie beskik oor my lewenspad? Hoe dit gaan loop? Wie bepaal wanneer ek gebore word en wanneer ek doodgaan? God. Wie bepaal hoe alles gaan werk in my lewe? God. Is dit ongelooflik nie? God is in beheer van alles. Ek weet, Here, dat 'n mens nie oor sy lewenspad beskik nie, dat iemand nie terwyl hy loop sy eie voetstappe bepaal nie. Okay, so as jy loop, jy dink by jouself, ek bepaal my voetstappe. Het jy dit al gedoen? Ek bepaal my voet gaan voor die ander een. Is dit so? Maar die Bybel sê, elke stap wat ek neem, is die Here in beheer. Dit is ongelooflik. Die Here is in beheer van alles in ons lewens. Nou, ek wil vir julle 'n bietjie 'n vraag vra. Kom ons kyk na die volgende een. Hoe beskryf die skrif ons geestelike toestand waarin God ons moet red? Hoe beskryf hy dit? Nou ek gedink, baie mense dink by hulle self, die Here beskryf hoe hy ons moet red soos volg. Kom ons kyk daai volgende een. Wat gebeur met hierdie arme ou siel? Hy is besig om te verdrink. Kyk hoe skree hy. Help, help! Het jy al op 'n stadium in die moeilikheid geraak in die water? Wie het al in die moeilikheid geraak in die water? Gelukkig nie, maar hierdie man is regtig waar kwaai in die moeilikheid, nê? En baie mense dink die Bybel sê ons almal is in die moeilikheid in die water. En ons is besig om daar te dryf en ons is in die moeilikheid en ons sê, Here help my, Here help my. En dan kom die Here, volgende ene. En dan stuur hy iemand na ons toe. Kan 'n ander persoon my red wat besig is om te verdrink? Kom ons kyk gou hier. Daar is die reddingsboot. En iemand kom en hy sê, hier is die reddingsboot. Vat die reddingsboot vir jou, ek help vir jou. En hy trek vir jou uit. Kan iemand anders te jou red? Nee, niemand kan jou red nie. Niemand kan jou red nie. En ons is nie besig om te verdrink nie. Die Bybel beskryf ons nie as mense wat verdrink nie. Kom ons kyk die volgende een. Het hy 'n tou? Hy moet 'n tou hê. Want anders te help dit nie. Maar al het jy 'n tou, sê die Bybel, dit is nie wat jou gaan red nie. Waarmee beeld die woord ons verlorenheid uit? Wie kan vir my sê? Kom ek wys gou vir julle 'n prentjie en dan dink jy gou vir julleself. Waar het jy dit al gesien? Begrafplaas. In die parkie. As daai parkie moet ou nie by gaan speel nie. Het jy daar gespeel? Uit die parkie uit. Pappa, nie by daai parkie nie. Ander parkies. Goed. Dit lyk soos 'n parkie, maar jy kan sien, daar is 'n klomp klippe wat daar is, die stene. Hulle noem dit 'n grafsteen. Dit is 'n begrafplaas, nê? 'n Begrafplaas. Nou, wie kuier by die begrafplaas? Dooies, nê? Hulle is daar. Die Here sê dis die dooies se plek daar. Dit is so baie keer vir my hartseer as ek hoor mense gaan na die graf toe om daar 'n blommetjie te gaan sit. Wie wat?
Die enigste een wat daai blommetjie geniet is 'n paar mure en sulke goeders. Nee, niemand geniet daai blomme nie. Daai persoon is weg. Dit is dooies. Dooies kan dooie mense praat. Kan dooie mense sê, help my! Dooie mense kan niks doen nie, nee. En die Bybel sê vir ons, dis ons is, kom ons kyk na 'n paar tekste, dat jy kan vir my sê, Johan, dit is nonsens nie. Kom ons kyk na teksverse. Efesiërs 2 vers 1 tot 5. En julle was dood in julle oortredinge en sondes. Hoe was hulle gewees? Dood. Maar God, wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, selfs toe ons dood was in ons oortredinge, saam met Christus lewendig gemaak. So wat beteken dit? Die wêreld is wat? Dood. Het enige van julle op 'n stadium gesê, Here help my? Nee, die Here moes jou eers lewendig maak. Kom ons kyk die volgende, Kolossense 2 vers 13. En julle wat dood was in julle oortredinge en onbesnedenheid van vlees, het hy lewendig gemaak saam met hom, nadat hy al ons oortredinge vergewe het. Okay? So hy het ons lewendig gemaak. Johannes 5 vers 24. Wie my woord hoor en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. So, watertoestand is ons in. Is ons besig om te verdrink? Is ons besig om te sê, help my, ek is besig om te verdrink en die Here kom en hy help ons. Nee, die Bybel sê ons is dood, ons kan nie roep nie, ons kan niks doen nie. Hy doen dit uit sy genade. Uit sy genade kom hy en hy red ons. Wie weet my ongelooflik. Ons het gepraat oor die hele ding van die altaar. Die altaar het ons genoem, help mekaar. Maar ons het besef, dit is nie help mekaar nie, is God is my, maar nee, dis God wat my help. God is die een wat my help. Wie wat is wonderlik. Kyk gou na die volgende. Toe Jesus na die wêreld toe gekom het, nee, was daar baie kere wat hy alleen was. En op pad na die kruis toe was hy alleen. Onthou jy op 'n stadium was hy in Getsemane, daar in die tuin, en was hy besig om te bid. Matteus 26 vers 40. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. Hy sê vir hulle disippels, julle moet nou saam met my bid. Julle moet saam met my stry. Ek gaan deur 'n moeilike tyd. Bid saam met my. En hy kom terug by hulle en wat doen hulle? Het hulle hom gehelp? Hy het hom nie gehelp nie. Hulle het hom nie bygestaan nie. En hy sê vir Petrus, slaap hulle in die water? Nee, die water is 'n ander storie. Hierdie is in Getsemane, waar hulle besig is, die disippels is besig om te slaap. So was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Kom ons kyk die volgende een, net daai foto daar. Daar's hy. Toe Christus aan die kruis gaan sterwe, het enigiemand hom gehelp? Niemand het hom gehelp. Enigiemand hom bygestaan? Het enigiemand gesê ek gaan jou las help dra? Niemand nie, nee. God moes op sy eie, moes hy aan die kruis hang vir ons. Op sy eie. Hy moes betaal vir ons. Het hy ons kom red omdat ons gesê het, Here help my, ek is moeilikheid. Nee, hy het ons kom help deur ons lewendig te maak. Lewendig te maak en op te wek. So ek wil hê ons moet gou die volgende kyk. Die rots se naam, die altaar wat gemaak is nie help mekaar nie. Is nie help mekaar nie. Wat is dit? Die Here is my banier. Die Here is my banier. Waar sien ons die wonderlikste hoe die Here ons banier is? Waar sien ons dit die wonderlikste? Dat God die een is wat kom en my help. Waar sien ek dit die mooiste? Aan die kruis. Ja, kom ons kyk daar. Aan die kruis. Aan die kruis. Dis die wonderlikste verhaal ooit dat die Here gekom het en my kom red het. Het hy my kom red? Ja. Was ek besig om te verdrink in die water? Ja. Die kruis. Die kruis is nie in die water. Die kruis is dit wat Christus kom doen het om ons te red. Nee, want ons was dood gewees. Wie beteken dood? Nee, hy verdrink nie. So jy hoef nie te worry nie. Hy het opgestaan. Jesus het
opgestaan en hy het die dood oorwin. Ongelooflike mooi verhaal. Ja. Weet jy hoekom vra om dit plaas vir my voor? Want jy kan nie water. Okay. Alright. Daai's maar net 'n teken. Ons wou sê vir hoor hierso ons moet gaan vissers maak vir die Here. Ja, maar daai beteken dat ons moet vissers van mense wees. Ons gaan in die see vissers van mense en ons vertel vir mense van die kruis van Jesus. Ja. Ja, nou baie oumas en oupas wat die geslagte wat gekom het Jesus op 'n stadium gekom. Dis 'n baie mooi verhaal as jy daar mooi na gaan lees. Alraai, ek wil hê julle moet mooi daaroor dink en besef dat Jesus het vir ons die oorwinning behaal. Wat was die vyande gewees waarteen hulle moes veg? Amalekiete. Okay? Amalekiete. Is daar vyande in ons lewens elke dag? Ja, daar's vyande. Daar is daar's bose geeste, daar's magte sê die Bybel en hulle wil hê dat ons moet verkeerd doen. Partykeer is dit deur 'n mens wat my kwaad maak. Iemand wat vir my kwaad maak by die skool en iemand wat vir my die hele tyd wil boks. En hy maak my kwaad. Dan sê die Here, "Wie wat? Ek wil hê jy moet daai persoon lief hê. Ek moet jy moet hom lief hê want daai persoon is dood en net Jesus kan hom lewendig maak." So die Amalekiete. Wat noem vir my 'n bietjie? Die twee mense wat Moses se hande opgehou het. Wie is hulle? Hur en Aaron. Aaron, ja. Ja, daai stok wat hy so opgehou het, nê? Het hulle sy hande so opgehou. Ja, wat het gebeur as hy sy hande laat sak het? Hy het 3 hande. Ek sal moet dan daai foto kyk, is dalk AI wat belaglik is. Goed. So, alright, so, hulle moet sy hande opgehou het. Wat het gebeur as sy hande gesak het? Die Amalekiete het gewen. Alright. Nou moet ons mooi onthou. Wat wou die Here vir hulle die hele tyd gewys het? Hy is in beheer. Was dit Moses gewees? Was dit Aaron en hulle gewees? Was dit hulle gewees? Alles was God gewees. God was in beheer van alles. Sal julle dit mooi onthou? Alright, fantasties. Kom ons buig ons hoofde saam. Here, dankie vir u wonderlike liefde. Wat 'n ongelooflike voorreg om deur hierdie gedeelte te werk en te sien, Here, dat u in beheer is van alles. Ja, Here, baie keer dink ons, ek kan iets uit my eie uit doen. Maar Here, ons weet, al help baie mense my, net u is die een wat op die ou ende my kan help, my kan verander, my kan verlos. En Here, u is die enigste een wat dooie mense lewendig kan maak. En daarom wil ons bid vir ons familie, vriende, wat u nie ken nie, wat dood is. En ons wil bid, Here, dat u hulle lewendig sal maak, en dat hulle u sal aanneem as hulle verlosser. Dankie vir u wonderlike liefde. Amen.